Goeiedag luisteraars, weer eens baie hartlik welkom by vandag se program. Dit is vir my eer om hierdie 5de en laaste program in ons reeks saam met julle te deel. Ons het saam gestap deur gebrokenheid, deur innerlike gevangenskap, deur geestelike blindheid, deur die diep wonde van die siel. En vandag kom ons by die hoogtepunt van Jesus se roeping in Lukas 4 vers 18 tot 19, waar hy sê, hy het my gestuur om die jaar van die Here se genade aan te kondig. Die jaar van die Here se genade beteken 'n nuwe begin. Dit beteken herstel, vryspraak, identiteit. Dit beteken waardigheid en roeping. Dit beteken dat God jou nie net genees nie, hy herstel jou. Hy bou jou op. Hy stuur jou uit. Hy gee vir jou 'n nuwe seisoen. Kom ons begin deur eers stil te staan, deur te kyk wat beteken die jaar van die Here se genade. Wanneer Jesus in Lukas 4 vers 19 sê om die jaar van die Here se genade aan te kondig, dan gebruik hy 'n taal wat elke Jood onmiddellik sou herken. Hy verwys na die jubeljaar, 'n heilige, bevrydende instelling in die Ou Testament. 'n Jaar wat nie net verandering gebring het nie, maar volkome herstel. Kom ons beweeg stadig deur wat die jubeljaar beteken en wat Jesus bedoel het wanneer hy gesê het, hy het gekom om dit oor jou aan te kondig. Die jubeljaar was 'n jaar wanneer skuld afgeskryf is. Elke skuld, elke lening, elke finansiële, ekonomiese ketting is afgebreek. In die jubeljaar het mense letterlik 'n nuwe begin gekry. Nie omdat hulle dit verdien het nie, maar omdat God dit beveel het. Dit was die jaar van genade, nie prestasie nie. So wat beteken dit vir jou? Jesus sê vir jou vandag, ek het gekom om jou innerlike skuld af te skryf. Daardie skuld van skaamte, selfveroordeling, jou foute, mislukkings, al daai verkeerde besluite en teleurstellings. Jy hoef nie meer te betaal vir wat my bloed reeds vir jou betaal het nie. Die jubeljaar was 'n jaar waarin gevangenes vrygelaat is. Nie net fisiese gevangenes nie, maar mense wat vasgevang was in skuld, verpligtinge, sosiale strukture. Dis 'n jaar waar kettinge afgeval het, waar mense losgemaak is, waar die gevangenes weer kon asemhaal. En vir jou beteken dat Jesus sê, ek het gekom om jou vry te maak. Vry van vrees en bitterheid, vry van trauma en verslawing, vry van selfhaat en skaamte, vry van daai innerlike gevangenskap. Hy sê vandag vir jou, jy is nie meer 'n gevangene nie, jy is vry. Die jubeljaar was 'n jaar waarin grond teruggegee is. As iemand hulle grond verloor het, hulle erfdeel verloor het, hulle familie se toekoms verloor het, dan het die jubeljaar dit teruggegee. Dit was God se manier om te sê, wat jy verloor het, is nie vir altyd weg nie. En vir my en jou vandag beteken dit dat Jesus ook vir ons sê dat ek het gekom om jou erfdeel vir jou terug te gee. Ons erfdeel van identiteit, waardigheid, roeping, jou stem, jou vreugde, vrede, jou hoop. Hy herstel dit wat die lewe gesteel het. Hy gee terug aan jou wat die vyand probeer wegvat het. Die jubeljaar was 'n jaar waarin families herstel is. Verhoudings wat verbreek het, families wat uitmekaar geval het, broers wat nie meer gepraat het nie, ouers en kinders wat vervreem was. In die jubeljaar moes mense terugkeer na mekaar. Herstel was nie opsioneel nie, dit was God se opdrag. En vir jou beteken dit vandag dat Jesus sê, ek het gekom om jou verhoudings te herstel. Nie deur skuld of deur druk of deur oordeel nie, maar deur die waarheid, vergifnis, genesing en nuwe begin. Hy herstel dit wat gebreek is. En soms gebeur dit stadig, soms onverwags en soms wonderbaarlik. Die jubeljaar was 'n jaar waarin mense 'n nuwe begin gekry het.
Dit was die jaar waar die verlede nie meer die toekoms bepaal het nie, waar mense nie meer vasgevang was in wat was nie, waar die hele gemeenskap 'n resetknoppie gekry het. Dit was die jaar van nuwe stories. En vir my en jou vandag beteken dit dat Jesus sê, ek het gekom om vir jou 'n nuwe begin te gee. 'n Nuwe begin vir jou hart, jou gedagtes, jou identiteit, jou siel, jou roeping, jou lewe. Hy maak nie net die wonde toe nie, hy maak 'n nuwe pad oop. Jesus het nie net gekom om jou te genees nie, maar om jou volkome te herstel. Geliefde luisteraar, die jaar van die Here se genade is nie 'n kalenderjaar nie. Dis nie 'n datum nie, dis nie 'n seisoen nie. Dit is Jesus self. Waar hy is genade. Waar hy is daar herstel, vryheid, 'n nuwe begin. En hy sê vir jou, ek het gekom vir jou. Kom ons kyk hoe God ons identiteit herstel. Een van die eerste dinge wat ons seer van ons steel is identiteit. Nie ons werk of geld of prestasies nie, maar wie ons is. Seer praat hard en lank, diep. Seer praat soos 'n stem wat oor jare in jou binneste vassteek. En hierdie stemme vorm 'n valse identiteit. Want trauma sê jy is niks werd nie. En verwerping sê jy is nie goed genoeg nie. Skaamte laat jou vuil voel. En skuld maak dat jy soos 'n mislukking voel. Woede sê dat jy is 'n gevaarlike mens. Bitterheid maak jou hard. Selfverwerping sê jy is onliefbaar. Hierdie stemme word soos labels wat ons dra, soos klippe in 'n sak, soos kettinge om jou hart. Maar Jesus kom en hy sê, jy is myne. Nie jy was myne nie, jy sal myne wees eendag nie, maar jy is myne nou. Hy noem jou sy kind. Die eerste, diepste, belangrikste deel van identiteit is dat jy is nie 'n slaaf nie, jy is nie 'n dienaar nie of 'n buitestander nie, jy is nie 'n projek nie, jy is kind. 'n Kind van God, 'n kind met toegang, met waarde. 'n Kind het 'n erfdeel, 'n kind het 'n plek aan die tafel. Wanneer God jou kind noem, breek hy daardie leuen van verwerping. Hy noem jou geliefde, nie net aanvaar nie, nie net gered of vergewe nie, hy sê vir jou, jy is geliefde. Dit beteken dat jy is begeer en gesien, hy koester jou. Hy sê vir jou, jy is waardevol, jy sê 'n lassie, jy is vir hom 'n vreugde. Wanneer God jou geliefde noem, breek hy daardie leuen van selfverwerping. Hy noem jou uitverkore. Hy het jou gesien. Hy het jou gekies, jou geroep. Hy het jou bedoel. Nie net per ongeluk nie, nie toevallig nie, jy was nie 'n plan B nie. Wanneer God jou uitverkore noem, breek hy die leuen dat jy onbelangrik is. Hy noem jou geheilig, wat beteken dat jy is afgesonder, apart, uniek, waardevol. Jy het 'n doel, jy het 'n roeping. Dit beteken dat God sien jou nie deur jou verlede nie, maar deur sy plan. Wanneer God jou geheilig noem, breek hy die leuen dat jy te vuil is om gebruik te word. Hy noem jou 'n nuwe skepping. Nie net 'n beter weergawe van jou ou self nie. Nie net 'n herstel van jou ou identiteit nie. Hy maak jou nuut. Nuut beteken 'n nuwe hart, gedagtes, waardigheid, roeping, toekoms, 'n nuwe storie. Wanneer God jou nuwe skepping noem, breek hy die leuen dat jy vas is in jou ou lewe. Hy noem jou myne. Daardie sagte, eenvoudige, maar tog so diep woord, myne. Dit beteken jy is behoort, veilig, gesien, geliefd. Dit beteken dat hy beskerm jou, hy koester jou, jy is nie alleen nie. Wanneer God jou myne noem, breek hy die leuen dat jy alleen in die wêreld is. Identiteit
is die begin van genade. God se genade begin by identiteit. Want jy kan nie leef soos iemand wat vry is, as jy dink jy is iemand wat vas is nie. Jy kan nie leef soos iemand wat geliefd is, as jy dink jy is iemand wat verwerp is nie. Jy kan nie leef soos iemand met 'n roeping, as jy dink jy is iemand wat nie waarde het nie. Jy kan nie leef soos iemand wat God se kind is, as jy dink jy is iemand wat hom teleurstel nie. God verander nie net jou gedrag nie. Hy verander jou beeld van jouself. Hy begin nie by jou prestasies nie, maar by jou identiteit. By wie jy is. En wie jy is wie hy sê jy is. Luisteraars, as jou seer jou identiteit gesteel het, as trauma jou beeld van jouself weggevat het, as verwerping jou laat glo dat jy niks werd is nie, Jesus staan vandag voor jou en sê jy is myne. Kom ons kyk 'n bietjie hoe God ons waardigheid teruggee. Waardigheid is een van die kosbaarste dinge wat 'n mens kan hê. Wanneer mense jou sleg behandel, of wanneer jy deur trauma gaan, wanneer jy verwerp word of misbruik word, verneder word of dalk 'n fout maak, wanneer jy val, dan voel dit asof jou waardigheid weg is. Nie net beskadig nie, weg. Maar Jesus herstel waardigheid, op 'n manier wat niemand anders kan nie. Nie deur veroordeling of skande of afstand nie, maar deur liefde en nabyheid. Kom ons kyk bietjie na die verhaal van die vrou wat in oorspel gevang is. Sy was vasgegryp, gesleep. Sy was gegooi voor Jesus. Sy was omring deur oordeel, vasgevang in skaamte. Haar waardigheid was gestroop, haar menswees was verpletter, identiteit verwoes. Die Fariseërs sien net haar sonde. Die skare sien net haar sonde. Die wêreld sien net haar mislukkings. Maar Jesus sien haar. Hy buig en hy skryf in die sand. Hy staan op en dan kyk hy in haar oë. En hy sê, ek veroordeel jou nie. Hierdie woorde het haar waardigheid teruggegee. Hy sê nie, ek vergeet wat jy gedoen het nie. Ek gaan maak asof dit nie gebeur het nie. Hy sê vir haar, ek sien jou en ek kies genade. Jesus herstel waardigheid deur genade wat sagter is as oordeel en sterker is as skande. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken, Jesus kyk jou nie deur jou foute nie. Hy kyk jou deur sy liefde. Hy sê, ek veroordeel jou nie. En hierdie woorde herstel jou waardigheid. Die vrou met bloedvloeiing was vir 12 jaar onrein, 12 jaar lank uitgesluit, onsigbaar, verwerp. Haar waardigheid was weg, identiteit gesteel, haar stem was weg. Maar dan raak sy net die soem van Jesus se kleed aan. En Jesus stop die hele skare. Hy kyk in haar oë en hy noem haar dogter. Nie vrou, pasiënt, probleem, onrein of skande nie. Dogter. En daardie een woord herstel haar identiteit onmiddellik. Haar waardigheid. Daardie een woord het haar hele menswees teruggebring. Jesus herstel waardigheid deur identiteit. Deur jou te noem wie jy werklik is. Jesus, hy noem jou nie deur jou seer nie. Hy noem jou nie deur jou verlede nie. Deur jou trauma nie. Hy noem jou dogter, seun. En daardie woord herstel waardigheid. Kom ons kyk 'n bietjie hoe God ons roeping vorm uit ons pyn. Daar's 'n belangrike waarheid in die koninkryk en dit is dat God mors nooit 'n wond nie. Hy gebruik dit, vorm dit,
omskep dit, hy maak dit 'n bron van genesing vir ander. Vir die wêreld daar buite is jou pyn 'n struikelblok, maar God sê jou pyn is 'n deur. Die wêreld sê dalk dat jou wonde diskwalifiseer jou, maar dit is reeds jou wonde wat jou kwalifiseer. Die wêreld dink dalk dat jou trane maak jou swak, maar God sê hy gebruik jou trane. Jou seer is nie 'n skande nie, jou seer is 'n getuienis. God vorm roeping uit pyn, nie om pyn te probeer romantiseer nie, maar omdat pyn die plek is waar die hart sag word, waar die ego breek, waar die stem van God duideliker word, waar die siel leer om te luister. Daar is soveel Bybelfigure wie se roeping uit pyn gebore is. Ons kyk na Moses, Josef, Dawid, Paulus, en ek wil 'n oomblik stil staan by Josef. Hy word verwerp deur sy eie broers, verkoop, vals beskuldig, hy word in die tronk gegooi, vergeet. Sy hele lewe lyk soos 'n reeks teleurstellings, maar God gebruik reeds daardie verwerping om hom te vorm. Josef se pyn het hom die redder van sy familie gemaak. Net so is die verwerping wat jou seer gemaak het, die plek waar God jou karakter vorm. Jou storie is nie 'n struikelblok nie, dit is 'n roeping. Jou seer is nie 'n skande nie, maar 'n getuienis. God roep jou nie omdat jy sterk is nie. Hy roep jou omdat jy syne is. Hy roep jou nie omdat jy volmaak is nie, maar omdat jy beskikbaar is. Hy roep jou nie omdat jy alles reg gedoen het nie, maar omdat hy alles nuut maak. Hy roep jou nie uit jou pyn uit nie, hy roep jou deur jou pyn. Luisteraars, kom ons bid saam. Here Jesus, U het gesê, U het gekom om die jaar van die Here se genade aan te kondig. Ek bring nou my lewe na U toe. Ek bring my verlede, my seer, my vrese. Ek bring my mislukkings en my skaamte, al my drome. Ek bring my hart, Here. Jesus, gee my 'n nuwe begin. Herstel my identiteit en my waardigheid. Herstel my roeping. Ek ontvang U genade. Ek ontvang U liefde. Ek ontvang U vrede. Ek ontvang U nuwe seisoen. Here Jesus, lei my in die pad wat U vir my het. Dankie Here, dat U die jaar van genade oor my aangekondig het. In die naam van Jesus Christus. Amen. Luisteraars, as jy net een ding vandag moet onthou, laat dit wees. God het 'n nuwe seisoen vir jou. Jou storie is nie klaar nie. Jou lewe is nie verby nie. Jou roeping is nie dood nie. Jou identiteit is nie verlore nie. Jou waardigheid is nie gesteel nie. Jou toekoms is nie vernietig nie. Jesus het gekom om die jaar van die Here se genade aan te kondig. En daardie jaar begin vandag vir jou. Dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Mag die vrede van God jou hart vul. Mag sy genade jou dra en mag sy liefde jou lei.